Ja, my geagte vriende, baie hartlik welkom weer by nog 'n geleentheid wat vir my 'n groot voorreg is om die woord van die Here soos wat dit in sy eenvoud kom, maar ook in sy kompleksiteit dit met u te deel en so bietjie dit wat die Here leer in sy woord wat nie altyd in die algemene prediking oor gepraat word. Ons so bietjie kan stil staan by sekere belangrike temas wat ek glo belangrik is dat u die woord van die Here binne sy konteks van die profetiese plan wat God het vir die einde van die wêreld kan verstaan. Nou, hierdie is 'n baie interessante foto van, dit lyk soos 'n kruis met die dwarsbalk wat as 'n feesmaal gedek is, met Jesus as die herder wat sy skaap of dan sy kind na hierdie tafel toe bring, om dit wat voorberei is vir hom, die oorvloed daarvan met hom te deel. Maar treffend, dat aan die bopunt dan, of aan die onderpunt, hang af hoe jy dit nou wil sien, die kop van die slang aan die kruis vasgenaal en deurboor is. En hierdie prentjie dan vir ons 'n baie duidelike beeld gee van wat die kruis van Jesus vir die mens kom doen het. En wat die uitvloeisel van die kruis vir elkeen is wat dit aanneem. Dit herinner my aan 'n teksvers in Psalm 23 vers 5 wat ons nou gaan lees, wat hierdie baie mooi verduidelik. Dawid skryf in Psalm 23 vers 5, hy sê, u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Nou met die prentjie wat ons nou nog gekyk het in gedagte, sien ons dat die uitvloeisel van die kruis 'n verhouding is, 'n feesmaal is, 'n bymekaar kom, 'n huwelik, 'n verbintenis is, hoe dit ook al wil noem. Maar om dit moontlik te maak, dat hierdie tafel voorberei kan wees waar ek en Jesus in hierdie feestelike verhouding kan voortleef, moet dit gebeur nadat die bose vernietig is. Want hy sê, jy berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestander. En dit asof, as jy nou die prentjie kyk, die twee partye op die stoele aan die dwarsbalk van die kruis sou sit. Met hierdie feesmaal as 'n uitvloeisel van die kruiswerk van die Here Jesus ten aanskoue van 'n vernietigende vyand. Ek wil vanmôre met jou so 'n bietjie deel oor hierdie uniekheid, die uniekheid van die Satan se kop wat deur die Jesus vermorsel is. Die uniekheid van wat bedoel is dat Jesus aan die kruis die mag van die bose vernietig het, sodat die mens wat daardie werk van in die plek sterwe van aanneem, in 'n feestelike verhouding kan wees, omdat die mag van die bose deur die kruis van Jesus en deur sy sterwe in jou plek vernietig is. Die uniekheid. Ek herinner jou aan die moederbelofte wat ons kry na die sondeval in Genesis hoofstuk 3. Adam en Eva sondig deur die gebod te breek wat die Here God sê dat
daar van die een boom nie geëet mag word nie. Die duiwel mislei vir Eva, wat ook later die vrug aan haar man gee, en hulle ontdek onmiddellik dat hulle naak is en vlug weg van die Here af, omdat hulle toestand van verlorenheid en gehoorsaamheid onder die mag van die bose terdee besef. So word die vrou en so word die man gestraf vir hulle daad van ongehoorsaamheid. En daar word ook 'n straf aan die duiwel, die slang uitgespreek. Ek lees in vers 14 van Genesis 3, toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, die mens mislei het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Op ander woorde, tussen die mens wat die uitvloeisel is van die vrou wat deur haar gebore is, omdat Eva dan die moeder is van alle mense, en Adam die federale hoof is, dat toe hy gesondig het, hy die hele mensdom in sonde gedompel het, omdat sonde deur die man in die mens voorkom, sê die Here Jesus, of God dan vir die duiwel, daar sal vyandskap wees tussen jou, die bose, en die vrou se nageslag, tussen jou saad en haar saad. Dan sê hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Op ander woorde, belangrik, hierdie vyandskap sal uitloop op 'n dag en op 'n oomblik waar hierdie twee magte, God en die bose, in Jesus Christus aan die kruis sy hoogtepunt sal bereik. Hy, die saad van die vrou, die Here Jesus, sal die Satan se kop vermorsel. En die Satan sal hom laat sterwe en dink dat hy oorwinning behaal het. Maar eintlik is die kruis die oorwinning van God oor sonde, die mag van sonde, en betaal hy ook dan vir die skuld van die mense sonde, omdat die Bybel sê die loon van die sonde is die dood, en die siel wat sondig moet sterf. Wanneer die moederbelofte gee vir ons die waarborg, dat hierdie stryd tussen God en die bose sal uitloop op 'n geleentheid waar die duiwel ten aanskoue van die wêreld vernietig sal word, sy kop sal vermorsel word by die sterwe van die Here Jesus. Kom ons lees dan oor die werk van Christus aan die kruis. In Kolossense hoofstuk 2 vers 13, 14, 15 lees ek, en julle wat dood was, elke mens deur die misdade en die onbesneedheid van julle vlees, het hy, Jesus, saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al julle misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, die loon van die sonde is die dood, wat met sy insettinge ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te neem. Op ander woorde, die mag en die skuld van sonde en die houvas wat die bose oor die mens het as gevolg van die sondeval, het Jesus aan die kruis vasgenaal en in ons plek gesterf. En nadat sy vers 15, hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle, die bose en die duiwel aan die kruis getriomfeer het. So met ander woorde, die kop van die slang word vermorsel aan die kruis deur die sterwe van die Here Jesus, en hy bied vir ons hierdie unieke geleentheid met die vermorseling van Satan se kop, dat hy ons misdade
kan vergewe, ons saam met hom, Romeine 6 vers 3 en 4, sterwe, deur ons te vereenselwig met sy dood, en saam met hom in 'n nuwe lewe kan opstaan, omdat hy ons misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons aan die kruis vasgenaal het, nadat hy die kop van die slang en die mag van die bose oor die mens vernietig het. Maar nou lees ek iets baie, baie interessants. Dat u weet dat die duiwel die goddelike drie-eenheid naap. Dat Satan die verteenwoordiger van God in hierdie bose wêreld is. Dat die Antichrist die verteenwoordiger van Christus gaan wees. En dat die valse profeet van Openbaring die verteenwoordiger van die Heilige Gees gaan wees. Nou lees ek in Openbaring hoofstuk 13 die volgende. Die dier uit die see word geopenbaar, die Antichrist, waarin die duiwel invaar om in die verdrukkingstyd die mense van hierdie wêreld te verlei en hulle 'n merk te eis wat sy merk sal wees, waarmee die wêreld sal kies of Jesus of die boosheid. Net so het ek en jy in die genade-dispensasie die kans om die merk van Jesus te aanvaar deur hom te kies as verlosser en zaligmaker, of om die merk van die bose te kies deur met my eie werke en die onderhouding van die wet, en wat ook al ek gebruik om in die hemel te probeer kom, dan 'n keus te maak tussen God en die bose. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe, 10 horings en op sy horings 10 krone en op sy koppe die naam van Godslaster. Op 'n ander woorde, hierdie dier het 7 koppe, 10 horings. Die getal 7 naboots die volmaaktheid van God. Die horings verteenwoordig krag vanuit waar hy sal opstaan uit die ou Romeinse ryk, waar hy die mag van die Verenigde Europa op hom sal fokus, en 'n naam van godslastering, so hy gaan uit om teen God op te tree. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, sy pote soos die van 'n beer en die bek soos die bek van 'n leeu. En die draak, die duiwel, het hom krag gegee en sy troon en groot mag. Aan die ander woorde, die draak wat ons lees in Openbaring hoofstuk 12, wat die duiwel is, die Satan wat hy homself verklaar, vaar in hierdie dier in, die Antichrist, en die duiwel gee vir hom sy krag, sy mag en sy regeringskrag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan, en hulle die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid. So, aan die ander woorde, die Antichrist probeer om die mense te mislei dat hy die Messias is. Hy staan op uit die Verenigde Europa, die ou Romeinse ryk, en hy kom as die Messias. En hoe hy homself tentoonstel om te mislei, is hy ook gewond, soos Jesus gewond was. Want as jy lees in Sagaria, moet onthou, in die verdrukkingstyd is die groot fokus op die Joodse volk. En in Sagaria 13 en 14 sê die profeet, dat hulle sal opkyk na hom deur wie hulle deurboor en vir hom vra, wie het u so geslaan? Hy sal sy hande vir hulle wys, as hy kom, met sy tweede koms. En hulle gaan rouklaag en ween, omdat hulle daar besef, dat hulle die Messias verwerp het, toe hulle hom aan die kruis laat doodmaak. So kom die Antichrist, en stel homself voor as 'n gewonde. Maar, hy's gewond aan sy kop. En hierdie wond word genees. En hierdeur word dan sy sogenaamde goddelikheid gepromoveer. En die mense word mislei en aanbid die dier en aanbid die duiwel. Maar kom ons gaan so 'n bietjie verder met hierdie hoof van die Antichrist, die kop wat 'n dodelike wond het.
Ek lees in hoofstuk 13 vers 3 en ek het een van sy koppe gesien asof dit, die nuwe vertaling sê, noodlottig gewond of gedood is. En sy dodelike wond is genees en die hele aarde was verbaas en het die dier gevolg. So aan die ander woorde, hy het 'n noodlottige wond, 'n wond wat sy dood gekos het, op een of ander manier is hierdie anti-kris gewond. En hierdie wond word genees deur die bose, sodat hy mense sou verlei. Maar ek wil hê jy moet fokus dat sy wond, sy kop, een van die koppe, het 'n dodelike of 'n noodlottige wond. Johannes sien hoe een van die 7 koppe van die dier noodlottig gewond word. En tog, tot sy verbasing en sy moedeloosheid, het dit homself eenvoudig genees en net tydelike skade aan die dier gebring. Dit het daartoe gelei dat die hele aarde, die wat in die verdrukking agtergebly is, wat in die Bybelse taal, in die hele aarde, 'n groot aantal mense beteken, met verwondering is met die natuur en die krag van die dier, en agter hierdie dier aanloop en die dier en die draak aanbid. So groot menige gaan deur hierdie gebaar van 'n gewonde, dodelik gewonde kop, gaan wat genees verlei word. Openbaring noem dit 'n wond wat noodlottig is, omdat die dier, soos hy sê, soos met 'n dodelike wond verskyn. Die Grieks wil ek graag vir jou lees, dat jy die ooreenkoms kan sien, wat ek nou vir jou gaan wys. Die Griekse woord, soos met 'n dodelike wond, is hos esphagamein. Esphagmein, verskoon, eis thanaton. Ek gaan nie die Griekse, dit is presies wat maar net in letterlik daar oorvertaal is wat in die Grieks staan, maar dit gaan oor esphagmein eis thanaton, soos met 'n dodelike wond gewond is verskyn. Dis idiomatiese taal, want van die lam in Openbaring 5 vers 6 word dieselfde woorde gebruik as hy sê soos 'n geslagte gestalte, want Johannes sien hierdie lam wat die boekrol neem en dit lyk asof hy geslag is, staande daar staan, en die Griek sê hestekos hos esphagmenon. Esphagmein van die anti-kris en esphagmenon. So, hy het 'n dodelike wond en die lam lyk asof hy gewond, asof hy geslag is. Beide die dier en die lam is gewond, van die dier naaf die lam. En hierdie ervaring met die dood het bygedra tot hoe hulle voorkom in die verskillende gedeeltes. Openbaring 5 in die hemel, Openbaring 13 die anti-kris op die aarde. Daar's 'n doelbewuste weerspieëling tussen die dier en die lam in Openbaring. Want die dier is daar om as valse Messias die mense, die Jode, te mislei, en in die hemel oordeel die lam wat oorgeslag is, oordeel hy die aarde en later die anti-kris en hulle wat sy merk aanvaar. So 'n baie doelbewuste weerspieëling tussen die dier en die lam in Openbaring. Nou is die vraag, wie die dier gewond? Die hou of die besering aan die dier se kop moes van God gekom het, want die woord wond, pleigei,
beteken ook plaag in Grieks. En plaag word gewoonlik deur God gestuur en oordeele oor mense gevel. Die kopbesteuring van die dier of die antichris is dus deur die Messias self veroorsaak. En waar het gebeur? Aan die kruis word die mag van die bose vernietig. En in Openbaring hoofstuk 13 staan hierdie dier op. En hy staan op met 'n wond, maar die plaag, die oordeel van God, deur die lam wat die 7 seels oopmaak, en elke keer as die seël oopmaak, daar 'n oordeel oor die aarde uitkom, die 7de seël 7 trompette openbaar, wat dan 7 oordeele is, en dan die 7de trompet 7 plaae is, of 7 skale is, wat as oordeel oor die dier en oor die goddelose wêreld uitgesonderd. Met ander woorde, die besering van die dier vind plaas en word veroorsaak deur Jesus die Messias self, die lam wat die oordeel, die titelakte van die aarde vat, omdat hy vir die aarde betaal het, en hy die mag het, volgens Johannes hoofstuk 5, om die wêreld te oordeel. Die beeld van saad, zera, wat uit die Grieks kom, en die saad van die slang, nagas, kan die konteks van hierdie omstandighede baie mooi beskryf wat ons gelees het in Genesis hoofstuk 3 vers 15. Met ander woorde, die saad van die vrou in Genesis en die saad van die slang kan hierdie beeld vir ons baie mooi verduidelik. So kom ons lees dan nou ten slotte net weer Genesis 3 vers 15. En hier is die gevolgtrek. En die Here God sê vir die slang, omdat jy gedoen het, is jy vervloek onder die vee en die diere van die veld. Op jou buik sal jy seil, en jy sal stof eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel, tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermors. Met ander woorde, die Messias sal die mag van die duiwel by die kruis vernietig, sodat die mens Jesus kan aanneem en in 'n verhouding moet kom, en hy sal die doel wees, of die rede wees, dat die Joodse leiers Jesus ten dood veroordeel, om van ontslae te raak, maar eintlik binne die plan van God te speel, sodat hy 'n verlossing en 'n versoening vir die mensdom kan wees. So, aan die ander woorde, die uniekheid van die vermorseling van die kop van die Satan deur die Here Jesus is baie duidelik sigbaar. Ook in hom wat kom in die plek van Jesus, om later die Jode te probeer mislei om 'n valse Messias te aanvaar. Maar hy word die een wat opstaan met 'n gewonde kop, om sy oorwinning, of die feit dat hy oorwonne is, te verklaar. Maar die duiwel gebruik dit, dat die mense verwonderd agter hom aanloop. Maar die eintlike prentjie van Openbaring 13 is dat hy alreeds oorwin is. Dat hy kom as 'n valse, maar dat hulle hom moet raak sien as die een wat reeds oorwin is, en sy oordeel word in Openbaring 19 en 20 gevel, wanneer hy deur Jesus vernietig word met sy tweede koms, en hy en saam met die valse profeet in die hel gewerp word. So iets baie interessants oor die uniekheid van die vermorseling van die kop van die slang en die hoof van die antichris deur Jesus, deur die Messias, om sy oorwinning oor die bose te proklameer. Die Here help vir jou, en die Here gee vir jou genade om ook hierdie groot waarheid te kan verstaan.